Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens en vir julle ook daar in die moederskamer, ons hoop of in die kinderkamer. Ons hoop dat elkeen van julle 'n besonderse lang naweek agter die rug het en is vir ons 'n voorreg om elkeen van julle saam met ons hier te hê. Enkele afkondigings, daar sien julle vir klein Michelle. Sy word vanoggend gedoop en baie welkom aan Yvette en Mike en die hele familie, almal van julle wat hier is vanoggend. Dit is vir ons soos altyd 'n groot voorreg om saam met julle die sakrament van die doop in die erediens te mag beleef. Vriende, ons 'n klompie mense aan wie ons dink. Ek gaan sommer reg aan die begin sê, ek gaan nie deur al die aankondigings gaan nie. Daar is blaadjies by die deure, neem asseblief een. Ons dink in die besonder aan Tilla Nel wat geval het en haar heup gekraak het. Sy sterk tans tuis aan. Ons is bly saam met Cassandra Simon se moeder Babs wie 'n suksesvolle voetprosedure ondergaan het en nou ook tuis kan aansterk. Ons dink ook aan Bertus Bergentyn wat 'n heupvervanging gehad het, ook tuis aansterk. En dan nog steeds aan oom Koos Engelbrecht wie se suster Marie Huys oorlede is en haar lewensviering is gister gehou. En julle sal onthou dat oom Koos se broer nie lank terug ook oorlede is. So ons dink in die besonder aan hom, tannie Ilse en ook die familie. En daar's 'n klompie verjaarsdae. Vandag sê ons geluk aan Emmy Fourie en Mia Pronk. Mag dit 'n spesiale dag vir julle wees en dan die verjaarsdae vir die wat 80 en op is, tannie Engela. Ek sien nou nie vir tannie Engela hier voor my waar sy gewoonlik sit nie, maar ons sê vir haar ook geluk en mag dit vir haar ook 'n spesiale dag en 'n mooi jaar wees wat voorlê. Daar sien jy die lysie van die wat gedurende die week verjaar. Oom Antoni het ook Vrydag verjaar en 90 geword. So ons hoop dat hy ook 'n spesiale dag gehad het en dis vir ons 'n voorreg om almal wat verjaar saam met hulle ook hierdie dag te vier. Indien daar enige nuwe intrekkers is of besoekers, vra ons dat julle sommer vir my of vir Dewald hier voor by die nagmaaltafel na afloop van die erediens kom ontmoet. En Dewald wys vir my daar agter, soos dit die gebruik by ons is tydens lang naweke en vakansies is daar nie spesifiek kinderbediening nie. Daar's wel momente in die erediens, maar u sal sien hier voor en daar agter is daar inkleurprente en kruite, so indien jou jong mense wil gou-gou wil 'n inkleurprent kom kry of Dewald vir jou kan bring, steek net 'n hand op. Jy is ook welkom om ergens tydens die erediens ook hier voor of daar agter te gaan haal. Goed, vriende, ons gaan stil word so op die 3de Sondag in Lydenstyd. Dis die tyd in die kerkjaar waar ons opnuut dink oor wat dit beteken as ons sing en as ons bely, Jesus, u gaan voor, ons volg in u spoor. En dan ook by uitstek op hierdie lydenspad wat hy geloop het tot by die kruis. Die lewe en die menswees van Jesus, die dinge wat gemaak het dat hy uiteindelik gelei het en gesterf het aan die kruis vir 'n ander manier van dink en doen. Daaroor dink ons in hierdie seisoen en ook vanoggend. Kom ons neem 'n oomblik en dan word ons stil. Ons toetrede lied is te gelykertyd 'n gebed en 'n geloofsbelijdenis. En as ons die moeite doen om te dink wat ons sing, dan word dit vanoggend in hierdie liturgie ons gebed en ons geloofsbelijdenis waarmee ons hierdie erediens begin. Terwyl ons so sit, sing ons al 3 verse van hierdie lied saam.
Ons fotum uit die Markus Evangelie. Ons kry vir Jesus hier aan die woord in gesprek met sy disippels. Maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Liewe gemeente, ons groet mekaar in die naam van die Here. En in hierdie tyd in besonder die naam van die lydende Christus, genade en vrede. Vandag se erediens word deur twee dinge beïnvloed. Een uit die kerklike kalender, die feit dat dit die 3de Lydenssondag is, en die ander een uit die, noem dit nou maar die sekulêre kalender, die feit dat ons Vrydag in hierdie land Menseregte Dag gevier het. Rondom ons liturgie en ons nadenke vanuit die Markus Evangelie gaan ons kyk of ons op 'n manier die twee goed bymekaar kan bring. As ons dan nou wil bely dat Jesus inderdaad voorgaan en ons in sy spoor volg, is daar as dit ware mos nou 'n oproep daarin om te sien en te onthou hoe Jesus oor menswees gedink het. Met die volgende lied is dit dan nou ook ons gebed dat die Here ons sal lei om erns te maak met die lydenspad van Jesus. Hierdie lydenspad ter wille van 'n ander manier, al is dit net 'n ander manier om na jouself en ander te kyk. Terwyl ons staan en sing, steek ek ook vir ons die kers aan as 'n simbool van God se teenwoordigheid by ons hier en nou. Ek wil hoor as daar van ons jong mense in die erediens is, maar ook eintlik almal van ons saam, wil ek sommer so 'n bietjie hoor wie van julle het as kind, dalk nog steeds van ons ouer mense, maar wie van ons kinders het en wie van ons ouer mense het as kind 'n geheime taal gehad of kode of handdruk, soos 'n secret handshake. Hier is 'n paar hierso wat eerlik is, nê. Nee. Johan het my altyd vertel, wel, hy het hierdie vriend, Alexander, en die twee hou al van hulle geboorte af vakansie langs mekaar. Hulle huise is so langs mekaar in die vakansiedorp in Hermanus. En soos ek dan nou later jare ook saam met Johan daar begin vakansie hou het ek toe nou ook saam met Alex begin vakansie hou. En so moes ek gereeld en selfs nou nog vandag as ons in Hermanus is, luister na die stories van die kinderdae van Johan en Alex. En die goed wat hulle aangevang het, wat eintlik mettertyd sulke klein tradisies geword het, soos om ten minste eenmaal 'n vakansie die berg te klim agter hulle huis, en ek moes later saam klim, en ek moes net keer of was 2 keer berg geklim, want as hulle kon dit inpas, het hulle dit 2 maal gedoen. Maar een van die goed wat hulle weer en weer oor sou praat en gesels was oor die handshake wat hulle gehad het as kinders, hierdie secret handshake. En julle is dan nie die enigstes gewees nie. Ek dink my is nog 'n paar wat dit tot vandag toe kan onthou.
Wie van julle het al, hou nou dit so 'n bietjie in gedagte. Wie van julle weet wat hierdie vis simbool beteken? Sê gou-gou vir mekaar as julle langs iemand sit. Wie van julle weet wat dit beteken? Julle het dit seker al gesien, hè? En as jy mooi sou kyk, is hier enetjie hier langs ons kansel ook vas. Jy kan na die tyd ook kom kyk. Wat dink julle beteken dit? En hoekom dink julle gebruik ons as Christene hierdie simbool? Weet jy dalk dit? Is daar iemand wat wil waag om vir my te sê? Ja, ek hoor iets van die ichthus vis simbool. Dit is die simbool met die woord ichthus, waar daarso sal julle sien die prentjie wat dikwels saam met dit geskryf word. Dis 'n baie ou simbool wat kom uit die vroeë kerk toe Christene nog vervolg is vir hulle geloof. En hierdie Griekse woord beteken vis, maar is ook 'n akroniem vir Jesus Christus, seun van God die Redder. Nou die vroeë Christene, wat nou interessant is, het hierdie simbool gebruik om in geheim mekaar te identifiseer. Hulle sou byvoorbeeld 'n boog in die sand teken en as die ander persoon ook 'n Christen was, sou hulle weet om nog die onderste boog by te voeg om 'n visie te maak in die sand en dan sou hulle geweet het nou is ons veilig by mekaar. So dis amper op 'n manier 'n secret handshake wat hulle gehad het om met mekaar te kommunikeer. Nou ons gaan vandag saam dink oor wat dit dan nou beteken om te sê ons is volgelinge van Jesus en ek wil vra dat die kinders gou 'n paar van julle net gou hier my sou kom help. As julle sien hierso is 'n halwe enetjie uitgepak op die tafel en ek het net so 'n paar nodig. Hierso kom Sofia en Helena ook en 'n paar van julle. As ek vir elkeen 'n klippie gee of kan julle my help om hom klaar? Ek sien Dewald was bang julle kan nie die hele boogie teken nie. Ek gaan vir jou 'n klippie gee dan sal julle vir my die onderste deeltjie van die visie klaar pak asseblief hierso. Sofia. En dan amper soos wat die vroeë Christene gemaak het. Ons kan hom 'n bietjie langer pak ook. Dat daar plekkie is vir almal hierso. Daar's nog 'n plekkie. Kom, hier's nog tweeetjies. Julle moet dalk bietjie nader kom. Ek weet nie of julle gaan bykom nie. Ek weet nie of Tannie Hanet hier sal help 'n bietjie nader. Daar's hy. Daar's hy Mieke. Daar's hy. En hiermee moet maar Tannie optel. Kom. Pak gou. Sit hom vir ons daar in die rytjie. Daar's. Oepsie, hier haak ek nou in jou vas. Dankie julle. Nou het ons ook, soos wat die vroeë Christene hierdie tekentjie gemaak het om te onthou, ons is mense wat agter Jesus aanstap, nê. Nee, dankie. Soos wat ons hierdie teken ook sien in die erediens vandag, help dit ons om heeltyd te dink waarmee ons besig is vandag. Dankie julle. Julle kan maar gaan sit, hoor. En dit is inderdaad nie verdiend dat die teken vanoggend hier is nie, om vir ons so te help om te dink daaroor dat ons verbind is aan gelowiges oor die eeue heen, wat erns gemaak het met hierdie vraag, wat beteken dit as ons bely, ons volg vir Jesus Christus? Voordat ons verder daaroor gaan dink, kom ons bid saam. O Here, U is die onuitputlike bron van alle goeie dinge. En ons eer U vir die gawes van U liefde. Ons bid vanoggend, Here, gee ons 'n egte geloof, onwrikbare hoop, 'n passie vir geregtigheid. Giet in ons harte 'n gees van wysheid en begrip, 'n gees van sagmoedigheid en ware medelee.
Ewige lig skyn in ons harte. Ewige wysheid verwyder die duisternis van ons onkunde en ontferm U oor ons. Gee dat ons U aangesig voortdurend met ons hele hart en ons hele verstand en al ons menswees kan soek. En bring ons, Here, in U oneindige barmhartigheid uiteindelik tot die volheid van U teenwoordigheid. Dit bid ons in die naam van Jesus, die gekruisigde Here. Amen. Ons is hierdie Sondag ook in die halfpadmerk in die seisoen van lydenstyd. En tydens ons erediensbespreking donderdag tussen ons en Fransja, ook die leraar van Groenkloof, herinner Dewald my daaraan dat hierdie Sondag bekend staan as oculi, die Latynse woord vir oë, afgelei van die woorde van Psalm 25, my oë bly altyd op die Here gerig. En ons teksgedeelte vanoggend sluit op 'n manier aan by hierdie gedagte wat ons wil help om met oop oë dan nou agter hierdie Jesus aan te loop. Dit vorm inderdaad deel van 'n groter gedeelte waar ons Jesus en sy disippels kry op weg van Galilea na Jerusalem. Die groter gedeelte kry jy in Markus 8:22 tot en met vers 10:52. En die inhoud van hierdie gedeelte is sentraal tot die betekenis en die boodskap van die Markus Evangelie as geheel. In hierdie gedeelte kry ons, in hierdie klompie verse en hoofstukke kry ons die eerste verklaring dat Jesus inderdaad dan nou die Messias is, deur een van sy volgelinge Petrus, die lang verwagte verlosser. Dis hy. Dis die eerste maal dat Jesus pertinent sy lydingspad, sy kruis en sy opstanding in Jerusalem aankondig, volgens die Markus vertelling daarvan, en dit word 3 maal in hierdie gedeelte aangekondig. Ons kry ook baie belangrik, Jesus is heeltyd hier besig om met hulle te praat oor wat ons nou sou kon noem die weg. Wat dit behels om dan nou op hierdie pad agter Jesus aan te loop. En as jy Markus goed lees, dan sal jy opmerk dat die weg wat alreeds in die begin, in die openingstoneel van die Markus Evangelie genoem word, dit word die metafoor, die betekenis van disippelskap. Wanneer Jesus hier besig is met die weg, dan wil hy vir hulle sê, dit is hoe dit lyk om agter my aan te loop en my te volg. Ek het al 'n vorige keer daarna verwys dat as 'n mens met hierdie gedeelte in die Markus Evangelie werk, dan is dit nogal betekenisvol om, soos wat 'n Nuwe Testamentikus dit uitgewys het, om aan hierdie stuk te dink en veral die literêre struktuur van hierdie stuk as die argitektuur van 'n Romeinse triomfboog. Jy kry op sy 2 sypanele hierdie tonele van die verhaal, wat op 'n manier die boog wil beklemtoon of vier. Dit sê vir ons dat die middelste paneel hier bo kan die boog is hierdie klompie verse waaraan ons nou dink. Dis die mees sentrale deel van Markus se verhaal. Dis die strukturele middelpunt van sy goeie nuus, van sy boodskap, sy evangelie. So as jy en ek nou vanoggend vir Markus sou vra, vertel nou 'n bietjie vir my, wat is die essensie van jou boodskap oor Jesus? Wat is die essensie van jou goeie nuus? Dan sê hy hier in hierdie gedeelte kom ons by die hart van die Jesus verhaal. 'n Mens kan dit maklik mis. Trouwens, ons sou dalk net die disippels verkies het, of dikwels steeds verkies om dit te mis. Maar wat nou verder merkwaardig is dat Markus omarm hierdie gedeelte deur 2 stories van blindes wie se sig herstel word. Die gedeelte begin met die blinde man van Bethsaida wat geleidelik sy sig terugkry, en dan eindig die gedeelte weer met die blinde Bartimeus, die bedelaar wie se sig herstel word, en dan word daar vertel, hy gooi sy kleed af en hy begin Jesus volg
op hierdie weg. Ons lees ook in hierdie deel onder andere ook die onderlinge gestryery tussen die seuns van Zebedeus oor wie nou die belangrikste posisie in Jesus se oë kan inneem. Hulle vra met ander woorde, wie mag watter kant van hom sit? En dan gaan dit uiteindelik oor 'n tipe magsmisbruik of 'n misverstaan, 'n blindheid by Jakobus en Johannes van wat 'n lewe dan nou in opoffering, in toewyding aan God dan nou behels. En dan wys Jesus hulle dan nou tereg. Dis daarom dat Marcus Borg, die Nuwe Testamentikus, hierdie gedeelte beskryf as an epiphany of Jesus and the way. To be given one's sight to see means seeing and following Jesus as the way. In ander woorde, hier is 'n bepaalde blindheid wat Jesus telkens aanspreek by sy volgelinge. So 'n week gelede verskyn daar hierdie rubriek in die Burger. Ek het hom nou op Netwerk 24 gelees, op soek na 'n Jesus wat meer bemarkbaar is. Die systematiese teoloog in Stellenbosch, Robert Vosloo, skryf dit. Dit is 'n betekenisvolle stuk. En daar word in hierdie oordenking verwys na 'n fliek, ek weet nie wie van julle hom gelees het, die oordenking nie, wat in 1999 reeds verskyn het met die titel Dogma, of Dogma in Afrikaans, waarin nou hierdie verhaal geskep word van die Katolieke Kerk wat 'n nuwe bemarkingsveld tog het om homself so bietjie meer aanvaarbaar voor te stel. En deel daarvan is om die prentjie of die beeld van Jesus te herontwerp. Onthou, dis nou 'n fliek, is nie gebaseer op die werklike Katolieke Kerk nie, maar een van die goed wat hulle doen is om te sê, maar die verskrikking van die kruis en die lyding van Jesus, dit moet nou so 'n bietjie terug staan, sodat daar 'n nuwe prentjie van Jesus ontwikkel kan word, wat voorop kan staan. Weg is Jesus aan die kruis en in die plek daarvan hierdie Jesus wat met 'n breë glimlag en tande wat skitter, knipoog en 'n thumbs up gee, en dis eintlik hierdie body Christ, noem hulle dit. Om op 'n manier te sê, dis dalk 'n bietjie meer verteerbaar vir mense en dalk sal mense dan eintlik meer aanklank vind by ons. Nou so 'n Jesus mag ons meen is meer verteerbaar en bemarkbaar in 'n kultuur natuurlik wat ongemaklik is om oor temas soos selfopoffering, lyding en die dood te praat. En daar is natuurlik ook 'n waarheidselement aan hierdie prentjie. Ek bedoel, die Johannes-evangelie stel Jesus voor as ons vriend. So dis nie verkeerd om hierdie sagter prentjie van Jesus ook te hê nie. Die gevaar kom wanneer die boodskap van die kruis van Jesus dan nou op so 'n wyse mak gemaak word om eintlik ons behoeftes te pas. Wanneer Jesus vir jou net hierdie liewe Jesus, hierdie nice guy word wat eintlik maar net alwaaroor die lydenstyd gaan, is eintlik maar net hy wat my hand kom vat en my hemel toe vat en dit waarmee hy besig is, dit waarvoor hy geleef het, dit waarvoor hy opgestaan het, dit waarvoor hy uiteindelik gekruisig is, word net glad nie verreken nie. En in hierdie gedagtegang word hierdie liewe Jesus maklik so 'n gebruikersvriendelike figuur dat hy maar net ons behoeftes bevredig. En word in hierdie film dit eintlik 'n beeld om ons te help nadink oor wie is hierdie Jesus dan nou vir my vandag? En in die kerklike jaar wat dit lydenstyd is dit by uitstek 'n tyd wat ons uitdaag om ons nou self ondersoek te doen. Of ons nie dalk te gemaklik geraak het met 'n Jesus wat volledig saamval met ons voorkeure, ons belange, ons mense nie. Hierdie prentjie vra inderdaad ongemaklike vrae aan ons. Het ons nie dalk oor tyd hierdie lydensverhaal van Jesus ook 'n bietjie mak gemaak nie? Ons praat so mooi eufemisties oor die sterwe van Jesus, terwyl dit eintlik die moord op Jesus is. Ons het dit so geromantiseer dat dit uiteindelik niks aan ons menswees doen nie. En uiteindelik maar net op 'n manier suikerklontjies word wat ons uitdeel vir die wêreld se seer. Marcus Borg skryf daaroor en sê, "We in the church have often domesticated the death of Jesus." En dis waarmee
lydenstyd ons wil help om te sê, hoe dink ons oor hierdie pad wat Jesus geloop het? En al wat ek vanoggend saam met jou wil doen is om 'n klein gedeelte van hierdie hart van die Markus Evangelie oor Jesus saam met jou te lees, 'n kant aantekening of 2 oor die teks te maak wat ons sal help om behoorlik daaroor na te dink en uiteindelik dan nou te vra, maar wat beteken dit dan nou as ons sê, Jesus, U gaan voor en ons volg in U spoor. Ons gaan saam lees uit Markus 8 en net 'n paar verse 31 tot en met 36. Hy het begin om hulle te leer dat die Seun van die Mens baie moet ly, deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners verwerp en doodgemaak moet word en na 3 dae moet opstaan. Hy het openlik hieroor gepraat. Petrus het hom eenkant toegeneem en hom begin berispe, maar hy het omgedraai en na sy disippels gekyk en Petrus berispe. Gaan weg agter my, teestander, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Julle sal daar opgetel het ook weer die taal van volg agter my aankom wat aansluit my hierdie groter idee van Jesus om te praat oor die weg wat dit behels om agter hom aan te stap. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. My vriende, hier kry mens weer eens daai ding, daai dilemma wat gebeur wanneer gesegdes geuit raak en uiteindelik in betekenis sy krag verloor. En ons het tydens ons erediensbespreking het ek vir my kollegas gevra, nou hoe praat mense hier oor op so 'n wyse dat dit sommer reg van die begin af duidelik word dat hier oor die jare 'n redelike misverstand ingeslyp het in ons gedagtes. En ek gaan poog om 2 voorbeelde te gebruik. Ons hoor gereeld hierdie uitdrukking, elke huis het sy kruis, wat afkomstig is van 'n bepaalde inhoud wat aan hierdie woorde van Jesus gegee is, nê? Waar die opneem van 'n kruis eintlik half hierdie breë metafoor geword het om enige swaar kry te dra, van 'n moeilike skoonma in jou familie tot 'n kroniese siekte waarmee jy sukkel. Dit's nou maar my kruis, sal mense sê, dit wat ek moet dra, die kruis wat ek moet dra. En dikwels word daar so na die dra van die kruis verwys dat ons kan aflei dat mense meestal eintlik maar die gewone moeites en die sorge van die lewe sien as dan nou die inhoud van die dra van 'n kruis agter Jesus aan. En dit is nie onmoontlik om moeite, sorge, pyn en verdriet van ons lewe ook 'n plek te gee onder dit wat Jesus bedoel nie. Inderdaad, die kruis is hierdie vereenselwiging met al die seerkry van die lewe. Maar daar's heel wat meer vervat in die dra van die kruis en navolging van Jesus. Dieselfde gebeur met die kruissimbool op byvoorbeeld juwele. Mense verkies om 'n kruis om hulle nek te dra of om die arm te dra. En deur eeue heen is mense lief daarvoor om hierdie simbool te dra. Maar mens kan jou kwaliek voorstel dat iemand wat die oorspronklike gruwelikheid van hierdie teken van die kruis verstaan en wat nie ook terselfdertyd deur hulle geloof aan hierdie kruis van Christus verbind is nie, tog sou kies om hierdie kruis om sy of haar nek te dra, net vir 'n versiering. En in die eerste eeu was daar die kruis opneem nog nie hierdie soort van 'n losse metafoor vir watter lyding of ongerief 'n mens nou ook al rondom jou kan beleef en ervaar nie. In die tyd van Jesus het die kruis bloot die kruisiging beteken. 'n Romeinse vorm van teregstelling wat spesifiek ontwerp is vir die wat die keiserlike mag en gesag uitgedaag het. Dis nie in die eerste instansie vir gewone misdadigers gebruik soos diewe nie,
Alhoewel hulle dikwels ook tereggestel is, sou hulle heel waarskynlik nie noodwendig gekruisig geword het nie. Kruisiging is gereserveer gewees vir hoogverraad. As 'n openbare vorm van teregstelling was dit 'n kragtige afskrikmiddel wat eintlik op 'n manier 'n baie definitiewe boodskap gestuur het. Dit is wat ons doen aan diegene wat die Romeinse ryk trotseer. In die wêreld van Jesus en die vroeë Christendom was 'n kruis altyd 'n Romeinse kruis. Die regopbalk was gewoonlik reeds geplant en veroordeeldes moes die dwarsbalk dra en dit beteken nie net dat hulle bereid moes wees om 'n mate van swaar kry te vat op pad daar na die kruis toe nie. Dit beteken in die eerste plek jy vereenselwig jou met die pad wat Jesus gestap het. As Jesus ons roep hier en sê neem jou kruis op, dan roep hy jou eintlik om te kom sterf. Jy verbind jou aan Jesus se dood. Die volgeling van Jesus sterf en word in eintlik 'n nuwe identiteit gebore. Hierdie gedagte word verder beklemtoon wanneer Jesus dan nou sê, want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my in die evangelie verloor, sal dit red. Dis nog 'n manier om te sê, ergens is daar iets wat van my gevra word. Jy identifiseer met die pad wat Jesus geloop het uiteindelik tot by die kruis. 'n Pad wat sy lewe gekos het. Dis natuurlik ook die ekwivalent van wat Paulus bedoel met sterf en opstaan saam met Christus. Vir beide Jesus en Paulus beteken disippelskap om van jouself los te kom en jouself te oriënteer op die pad wat Jesus geloop het. So ek dink jy hoor, daar was geen ruimte vir 'n sentimentele gedagte rondom kruisdra in daardie tyd nie. En as ek dan nou sê ek neem my kruis op of ek dra die simbool om my nek omdat dit vir my so belangrik is, dan is dit op 'n manier hierdie gereelde herinnering aan watter pad het Jesus geloop tot uiteindelik hier by die kruis. En 'n verbintenis daaraan. So as ons dan nou sing, Jesus, U gaan voor, ons volg in die spoor, of ons besluit ons verbind ons tot hierdie pad saam met Christus, hoe lyk hierdie pad agter Christus aan? Hoe lyk dit inderdaad om hom te volg? Vriende, dan maak ons erns met die evangelie, sien ons 'n perspektief op die lewe wat ons nie eintlik ken nie. En dit maak ons inderdaad ongemaklik. Jesus neem ons nie waar ons sou verkies om te gaan nie. Want hy roep ons op the road less traveled, wat heeltemal in 'n ander rigting loop as die konvensies en die kultuur waarin ons vandag lewe. Met die verwysing na hierdie pad agter Jesus aan, het Richard Rohr, die katholieke priester, 'n onderskeid wat hy tref wat nogal help om hieroor te dink, en hy noem dit, daar's hierdie groot onderskeid in vandag se tyd in godsdienste wat fokus op 'n stygende weg, 'n stygende pad, 'n pad na bo, en dan 'n godsdienste wat juis fokus op 'n dalende weg. The descending way praat hy van. En dan het hy hierdie opmerking wat hy daaroor maak: Blessed are the poor in spirit are Jesus' first words in the Sermon on the Mount. And although Jesus made this quite clear throughout his life, we still largely turned personal moral perfection, our attaining some kind of salvation, going to heaven, converting others rather than ourselves, and acquiring more health, more wealth, and success in this world. In that pursuit, we ended up largely aligning with empires, wars, and colonization of our planet, instead of with Jesus or the powerless. All climbing and little descending, and it is all caught up with us in the 21st century. The spirituality of descent frees us to surrender to God our often messy lives. Jesus het inderdaad sy groep volgelinge gelei om 'n voorbeeld van juis hierdie dalende weg te wees, hierdie benadering wat sy mik 'n bietjie onder toe. Enige ervaring van die daaglikse stukkie sterwe
neem hulle aan. Hulle kan buig, hulle kan terugstaan, hulle kan toegee, hulle kan stil bly, hulle kan dien. Ter wille van 'n alternatiewe samelewing. Jy sien hierdie pad wat Jesus loop, wys hoe die pad lyk as jy 'n mens verander wil wees. Om my te volg op hierdie weg wil Jesus hulle help om te sien, gaan jou nie in die meerderheidsgroep plaas nie. Dit gaan nie vir jou vriende in belangrike plekke gee nie, dit gaan eintlik jou glad nie populêr maak nie, dit gaan baie van jou vra. Want onthou, die wêreld van Jesus was en is vandag steeds, sou ons kon sê, vol koninkryke wat eintlik op mag en geweld gebou is. Maar Jesus bring 'n alternatief na die tafel toe. Dit is sy uitnodiging dat die wat hom volg, die teenoorgestelde koninkryk sal word. Die wat hom volg, bring 'n alternatiewe manier van dink en doen. Hulle moenie met hierdie soort mag werk wat deur geweld gevestig word nie, wat op 'n manier stikkend maak en afbreek sodat ek net op 'n ander vlak en 'n hoër plek en status in die samelewing kan wees nie. Dis hierdie groter, sagter, ook moeiliker krag van heel maak, herstel, goedgesindheid. Gaan lees jy weer sy verhaal tot op hierdie punt? Gaan lees jy sy verhaal in Markus tot voor die intog waar hierdie groot misverstand ons nou nog duideliker blootgelê word. Wat doen Jesus? Waarmee hou hy homself besig? Van die eerste hoofstuk van die Markus Evangelie af word daar vertel van die een na die ander genesing waarmee Jesus besig is. Jesus is besig om heel te maak en eintlik illustreer hy hoe hy gekom het om hierdie wêreld heel te maak. En dat God se alternatiewe wêreld is wat gesonder is as die wêreld waarin hy instap. Hy herstel verhoudings. Hy help mense om in 'n nuwe verhouding met God te kom. Hy gee vir mense 'n ander prentjie oor God en hy maak daai verhouding heel. Hy help mense om nie oor hulle self te dink. Hy's heeltyd besig om weer heel te maak. Dis asof Jesus in hierdie wêreld ingekom het en gesê het, maar so kan hierdie wêreld mos nie lyk nie. En dan begin hy dit verander. En daaroor het hulle hom uiteindelik doodgemaak. En daaroor praat ons uiteindelik in lydenstyd. En kyk ons na die geskiedenis, sien ons 'n klomp mense reageer op daai uitnodiging van Jesus, neem hulle kruis op en volg hom. En word uiteindelik daar uit die Jesus beweging gebore. Uiteindelik die kerk. Uiteindelik ons wat kies om hom op hierdie dalende weg te volg. Jesus, u gaan voor. Ons kies om in u spoor te volg tot by die kruis. Vriende, lydenstyd wil jou help om te besef, die kruis beteken nie net dat jy vry word nie, maar ook dat jy omvorm word, om anders te leef, om iets van jou ekkigheid af te sterf. Die nuwe mens wat jy in Christus is, eintlik te word en te leef, te word wat jy alreeds is. Ons sien ook, dit is uitdagend. Praat nie net van Jesus se dood nie, dit praat op 'n manier van jou eie dood. Nie jou dood aan die einde van jou aardse lewe nie, maar in hierdie lewe nou. Mense dink so dikwels die kruis beteken dat Jesus aarde toe gekom het om ons hemel toe te neem, maar in die eerste plek beteken dit dat Jesus gekom het om die hemel aarde toe te bring. Hoe gebeur dit? Deur elkeen van ons wat kies om ons kruis op te neem en op hierdie pad agter hom aan te stap en hom te volg. Hierdie pad van dood en opstanding is ook waaroor hierdie reis in lydenstyd gaan. Hierdie deelname aan daai reis van Jesus van Galilea tot en met Jerusalem. En alles waarmee hy hom besig gehou het in daardie tyd. Dis om 'n ou manier van wees agter te laat en gebore te word in hierdie nuwe manier. Hierdie nuwe identiteit wat sê, ek gaan toelaat
dat die menswees van Christus bepaal wat my menswees is. Ons kan eintlik net sê God dank vir so 'n seisoen in die kerkjaar wat elke jaar by uitstek eintlik 'n tyd is vir 'n potensiële nuwe ek. 'n Tyd waarin ek weer erns maak met die vraag, hoe sal my lewe lyk as ek myself regtig aan hom steur? So as jy en ek in hierdie seisoen gekonfronteer word met die vraag, maar volg ons vir Jesus, en as jy hom volg, weet jy wat dit beteken? Dan beteken dit dat ek en jy inskakel by hierdie nuwe manier van dink en doen. By hierdie program van hom om heel te maak. Dat ons deel word van hierdie wêreld wat gesond word en meer lyk soos God dit bedoel het om te wees. Ek weet nie hoe dit daar lyk waar jy jouself elke dag bevind in jou huisgesin, by jou werkplek en waar die plekke is waar jy nodig het om te help heel maak nie. Al wat ek weet is hierdie uitnodiging om jou kruis op te neem, vra van jou om te gaan soek na plekke in hierdie samelewing wat nog nodig het om heel te word. En as ons hierdie verhaal van Jesus ernstig neem, dan het ons geleentheid om in hierdie paar weke gereeld, en dis nie 'n onbekende verhaal nie, maar dit is asof hierdie lydensverhaal jou elke keer net so uit jou gemaksone wil uithaal en sê, dink 'n bietjie weer oor hierdie Jesus wat jy volg. Want hierdie pad agter Jesus aan wys vir jou hoe God se wêreld behoort te lyk. Mag hierdie 4 lydensweke wat oor is, ons opnuut onder die indruk bring van die goeie nuus, die evangelie van God, wat in Jesus vir ons 'n alternatief gebring het vir ons samelewing nou. En mag ons lewe, ons wat kies om navolgers te wees van Jesus, na hierdie 7 uiteindelik en nou 4 wat oor is, na hierdie lydensweke, op 'n manier iets daarvan vergestaal. Amen. Net Vrydag verskyn hierdie spotprent van 'n president wat sê, julle boei sal nooit raai wat vier daai lot in Suid-Afrika nie. Menseregte, kan jy dit oorvertel aan 2 ander wêreldleiers. Dit laat ons besef, daar het iets in ons wêreld en in ons land verkeerd gegaan. Dat die mees basiese agting en waarde en respek vir mekaar grootliks vernietig is. En u ken die lysie. Ons wêreld en ons mense, ons wêreldse mense ly op die oomblik swaar aan die gebrek van erkenning van die menswaardigheid van mense. Maar ek wil sê, maggies man, maak ons erns met Jesus se pad tot by die kruis, dan besef ons maar, Christene praat 'n ander taal. Jesus herstel mense se waardigheid as mense, hy beweeg oor grense, hy reik uit na die wat nie geag word nie, en dis oor hierdie goed wat hy doodgemaak is. Hy het 'n hele samelewing so omgekrap met sy herstel van gemarginaliseerde mense en kinders en vroue, dat hulle van hom ontslae wou raak. Om in 1 week Menseregte Dag en die 3de Sondag in lydenstyd te vier is eintlik 'n gesonde konsentrasiepunt. Vir ons 'n stuk verootmoediging om my eie onvermoë om myself en mense regtig waardig te ag, my eie stereotipering, my eie vooroordeele oor mense net weer 'n slag te erken. Soms tel hulle nie in ons oë nie, hierdie vreemdes. Soms is hulle te ver, so hulle omstandighede raak my nie aan nie. Soms kan of wil ons net nie die mens en mense sien en respekteer nie. Of so radikaal soos die evangelie sê, soms kan of wil ons net nie vir Jesus in elkeen van hulle sien nie. Ons gaan daarom voortgaan in 'n verootmoediging gebed.
wat afsluit met 'n lied terwyl ons so sit, deel van die gebed. Om ons op 'n manier te help om erns te maak met hierdie pad wat Jesus tot by die kruis geloop het en wat dit van ons vra vandag. Ek gaan voor. Here, ons bely dat ons dag na dag misluk om mens te wees, soos U bedoel het ons dit moet wees. Here, ons bely dit. Here, ons bely dat ons dikwels nie liefhet nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie, en omdat ons nie bereid is om onsself te offer nie. Here, ons sny onsself af van mekaar en ons bou mure van haat en jaloesie. Here, ons bely dat ons selfsugtig lewe en soms nie eers ander mense se nood raak sien nie. Here, ons bely dat ons al stil gebly het waar ons geweet het, mense word onregverdig behandel. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U het ons liewer as wat ons onsself het. Here, leer ons lief hê met U liefde. Amen. Vriende, en wat 'n voorreg om in die erediens die sakrament van die doop te mag ervaar, om iets van die nuutheid wat in Jesus gekom het te mag vier. By die doopvond dat God na ons toe kom, ons aanraak en ons nuwe mense maak. Vanoggend is dit nou klein Michelle se doop en ek vra dat Mike en Yvette en Michelle en Ousis sommer hier voor by ons kom staan asseblief. Julle kan sommer net daar in die middel voor staan. En as 'n stukkie voorbereiding vir hierdie sakrament gaan ons dan ook lied 290 sing terwyl ons so sit, net verse 1 en 4.
Mike en Yvette, julle het diep nagedink oor wat hier gebeur. En ons vier dat God in die doop na ons toe kom en voordat klein Michelle kon kies of vra by wyse van spreuke alreeds God se kind is. En dit vier ons vandag. Ek kan vir my hier rondom die doopvond kom staan. Michelle, jy kan sommer hier lekker naby staan. Jy laat my so staan, maar ek wil jou nie toe staan nie. Kom staan die kant. Ek en jy kan die kant staan. Daar is hy. Michelle en Mike en Yvette, julle kan almal seker wees dat Michelle klaar God se kind is. Dit beteken Michelle, die Here wil vir jou 'n ouer wees wat vir jou omgee en wat jou liefhet. Die Here wil ook in Jesus vir jou 'n verlosser wees wat jou help om vry te leef, nuut te leef. En die Here wil as Heilige Gees in jou kom woon en van jou altyd 'n nuwe mens maak, in jou hartjie bly. Alright. Dit vier ons vandag. Michelle Yvette van Renen, ons doop jou in die naam van die Vader. Ons doop jou in die naam van Jesus die Seun en ons doop jou in die naam van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ek kan sommer so by mekaar staan. Here ons God, ons staan oorweldig, want hoe is dit moontlik dat U liefde en genade so wyd strek dat dit ons insluit en ons kinders insluit? Ons verstaan min daarvan, maar ons gryp dit met ons hele hart. En in hierdie sakrament kom U na ons toe en bevestig, verklaar U liefde aan hierdie klein dogtertjie. Dit troos ons, dit versterk ons, dit gee ons nuwe krag. Ons as 'n geloofsfamilie bid vir hierdie ouers, vir Yvette en Mike, en ons bid dat hulle die evangelie so sal uitleef, dat Michelle meegesleer sal word daardeur, opgeneem sal wees in hierdie stroom van U genade. Ons bid ook dat hierdie dogtertjie in die kerk 'n ruimte sal ervaar wat haar toevou in liefde, wat haar help om iets van U liefde te verstaan. En dit bid ons in U naam. Amen. Michelle, ek gaan vra as pappa jou sal help of jy jou doopkers sal aansteek hier by die groot kers. Hy's dalk bietjie hoog, so by jou dalk kan help, ek kan hom bietjie afbring vir jou. Elke jaar op hierdie dag dan steek julle hierdie kers aan, julle het seker nog sissies se kers ook. En hier staan nou ook vir jou 'n boekie. Jy kan hom sommer net hier op die tafel neersit. Daar's ook vir jou 'n boekie van verhale van God se kinders uit die Bybel deur aartsbiskop Desmond Tutu. Voor julle gaan sit, sê ek net nog so laaste ding. In die doopformulier is daar 'n paar vrae waarmee julle as ouers dan nou ook bevestig dat julle erns maak met dit wat ons hier beleef. En dat julle vir Michelle gaan leer hoe lyk 'n lewe dan nou wat aan God verbind is. En ons sou in vandag se boodskap se terme ook kon sê, hoe lyk dit as ons agter Jesus aanloop in hierdie lewe? Die eerste is, glo julle in die genadige God wat ons op meer as een wyse beleef? Aanvaar julle die boodskap van die Bybel soos wat dit op 'n verantwoordelike wyse in die kerk verkondig word? Bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Jesus Christus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word? En die laaste vraag, beloof julle om vir Michelle volgens die Bybelse leer op te voed,
haar te leer om in verwondering aan die Here te leef, vir haar 'n voorbeeld te wees in lewenswandel en gaan julle ons, julle geloofsgemeenskap, julle familie en vriende toelaat om julle hiermee te help. Dankie, julle kan maar gaan sit. Gemeente, ons ouers het nou geantwoord op die vraag, dis ook ons gemeente se beurt om te antwoord. Ons as 'n gemeente ontvang hierdie kind as deel van die geloofsfamilie. Ons onderneem om haar op haar geloofsreis te ondersteun en ons onderneem ook om haar ouers in hulle doopbeloftes by te staan. Dit onderneem ons van harte. Vriende, daar is ook nou geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Gemeente, ons het deurlopend deur die erediens verwys na hierdie lied, Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Dit is ook ons slotlied en ook ons belydenis vanoggend. Kom ons staan en ons sluit ons af.
Gemeente, die wêreld waarin ons leef is 'n wêreld wat gevul is met uitdagings, krisisse, pyn en teleurstelling. Ons gaan die wêreld in as mense wat intieme kennis hiervan het, want ons het dit al gevoel, ervaar en ook al daarteen opgestaan. Gaan nou hiervandaan as mense wat nie net die wêreld sien vir wat dit is nie, maar ook vir wat dit kan wees, deur God se herskepende liefde wat in en deur ons werk. Mag ons hande, harte en stemme gewillige instrumente in God se hand wees. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, stuur hy ons ook. Vrede vir julle. Amen.